Dit is vandag die herdenking van Annico van Veeren se geboortedag. Sy is so rukkie gelede oorlede. Sy het vir ons stories geskryf vir die Renza publikasies. Ek lees graag vir julle in nagedagtenis aan haar. Ou Frankie. Iets is fout, nou wel nie pyn nie, dit voel hy nêrens nie, 'n onverklaarbare onrus, iets naamloos. Dalk droom hy, 'n nagmerrie. Nee, dis meer, asof hy toegemaak is. Hy kan nie roer nie, hy kan nie sien nie hoor nie, hy is iewers vas. Dis asof hy uit 'n onbeskryflike plek van verskrikking moet uitklim. Waar is hy dan? Wat het gebeur? Hy lê in die onmag vasgekluister. Benoudheid gryp hom met groot hande vas. Hy's in iets toe. Iets waarin daar niks is nie, 'n niks wat meer is as stilte, meer as donkerte, iets bodemloos, en die stilte en die donkerte en bodemloosheid sak hom toe, en hy raak weg daarin. Hoe lank voordat hy weer boontoe dryf? Maar die slag kom hy terug, asof hy die pad al ken, en dadelik, soos die rol van 'n kamera, 'n klippie in 'n poel van sy gemoed, die enkele gedagte, ek is nie blind nie. Dan die besef, hy kan sien. Hy moet in 'n hospitaal wees, daar staan 'n verpleegster hier by hom. En dit is nie net dat hy kan sien nie, hy sien goed, tot die fyn druppeltjies sweet in die velpatroon op die verpleegster se bolip. Ook die aartjies in die wit van haar oë, meer, hy kan tot agter haar oë inkyk, waar hy nou vrees kan sien ontkiem. Vrees? Hoekom sou sy dan bang wees? Is hy dalk? Sy oë beweeg, en is dit nie vreemd nie? Het hy al ooit voorheen geweet wanneer sy oë beweeg? Dis mos onwillekeurig. Maar hy kan hulle duidelik voel terugkom na die wit laken toe, wat styf, byna plat, oor sy lyf span. Sy lyf, hy kan nou 'n bietjie voel ook, kan voel, sy lyf is darm hier, maar verder niks. Wat van tone, vingers, wat van hande, hy wil vra, maar sy lippe is weg, en daar is geen stem in hom nie. Die verpleegster sê ook niks. Is hy nie veronderstel om hom gerus te stel nie? Hoekom neem sy pols of iets nie? Het hy dan nie pas sy bewussyn herwin nie? Amper asof sy gedagtes iets in haar aan die gang kon sit, spring sy haastig om en verdwyn met afgewende gesig by die deur uit. Haar vrees, 'n vrees wat opeens op hom oordra en hom weer in die niks intrek. Toe hy weer tot sy sinne kom, staan Harry by hom. Hy kan hom in dieselfde ongelooflike detail sien, hom hoor ook tot sy asemhaling, sy maag wat gorrel. Harry het sy halfwas wit jas aan. Dan is hy seker ook hier in sy hoedanigheid as dokter. Harry is die heel beste onder die bestes. As daar iets te redde is, sal Harry dit kan red. Sy verligting om in Harry se hande te wees, laat hom sonder om daarteen te probeer stry, weer weglyp in die niks in nie. Later word hy met 2 oomblikke gedagtes wakker. Hoekom is die verpleegster bang met hom vasgekluister aan 'n bed? En Harry, wat net ingeroep word vir hopelose, terminale gevalle? Harry is daardie rare verskynsel, iemand wat sy tyd ver vooruit is. Dit maak sy kollegas ongemaklik. As hulle kan, vermy hulle hom. Sy hulp word net ingeroep as daar 'n onoplosbare probleem opduik. Almal weet, jy kan Harry vertrou om te probeer, altyd iets te prakseer en hy lê na die horlosiewysers en kyk op die wit muur oorkant. Hy kan tot die nate sien waar die plastiek aan die metaal geheg is. 'n ongeluk? Maar hy kan niks onthou nie.
Hy kan ontbyt terugroep en hoe hy Marietjie en Janneman groet. Dis vir hom 'n dag vol verwagtinge, want die gesimuleerde buiteruimte toestande van die kapsule moet getoets word, maar hy mag nie sy opwinding wys nie. Marietjie kerm al lank, die werk van ruimtetuie toets is gevaarlik, veral vir die pa van 'n seun van 3. Dit is tyd dat hy aan sy vrou en kind begin dink ook. Elke keer pleit hy nog net die een projek en hy herinner haar aan die ruimvergoeding, die sekuriteit vir die dag as die kragte gaan taan en die reflekse verstadig. En nou gaan Marietjie kan verwyd. Hy het sekerlik te lank uitgestel, want iets moes verkeerd geloop het. Die verdere dag is uit sy kop weg. Iets moes met daardie kapsule gebeur het. Hy word van geluide agter sy toedeur bewus. Waar sou sy verpleegster dan wees? Hy sluit sy oë en luister. Hy kan die oorsprong van elke klank identifiseer. Ver weg. Daar moet nog 'n vertrek of 2 dalk tussen hom en die gang wees. Dadelik kan hy agter sy ooglede uitwerk. Hy's in Harry se ontvangslokaal. Dis nie by Harry se laboratoriumblok nie, maar in die hoofgebou. Daar is die ontvangslokaal, 'n kantoor en 'n derde vertrek. Toe besef hy, dit is waar hy lê, in die derde vertrek. En die geluide wat hy kan hoor, kom van die gang in die hoofgebou en van die saal laer af daarin geleë. Hy kan beddens hoor kraak, dowwe stemme, 2 van hulle nader aan hom in die sloes gewoel. En daar kom 'n trolley met die gang af. Hy kan elke wielietjie se individuele geruis onderskei. Dan, soos 'n haalstorm uit 'n wolkelose hemel, slaan 'n massa feite met opeens kilte op die oop vesel van senuweedrade iewers in hom neer. Waar is die gebruikelike bottels en buise en naalde in sy lyf? Waarom word hy nie met medikasie gepamperlang nie? Niks eers teen pyn nie? Geen pyn nie. Hoekom is hy nie dors nie? Die vreesbevange verpleegster en Harry. Sy deur gaan oop, maar die verpleegster draai haastig weg soos hy hom sien. Hy hoop dat sy vir Harry gaan roep. Die kamera in sy brein hoor steeds die trolley wielietjies ruis. Hy draai sy kop na die deur toe. Dit is asof hy nou deur sy ore en sy oë dwars deur die 2 vertrekke tussen hom en die gang kan sien. Die voet en end van die trolley verskyn in die veld. Die verpleegster wat die trolley stoot, is met 'n drup aan die vroetel en met iemand agter haar aan die gesels, haar aandag nie by haar pasiënt nie. 'n Pasiënt, klein, dit moet 'n kind wees, wat hy is besig om tussen die 2 vasgespelde bande, wat hom op die trolley moet vashou, uit te skuif. Hy gaan val, hy mag nie val nie, en hy is op. Deur 2 deure en betyds om 'n klein lyfie te gryp, voordat die oukie kan val. Hy staan roerloos, toe die trolleybed verder wegreis. Die verpleegster se aandag nou verskrik verdeel tussen die kind en oor haar skouer, terug by hom. Daar is ander monde ook wat hom aangaap, maar sy oë soek oor sy perfek gesonde lyf. Van die oomblik af kan hy hoor die kind gaan val, het hy opgespring, meters ver beweeg en die kind nog betyds gered. Dis ongelooflik vinnig. En sy bene, voete, hande, tone, vingers, hulle is alles daar. Geen beserings nie, geen. Woorde bly in sy kop herhaal. Hy strompel terug bed toe. Hy gaan lê. Daar bly oor sy lyf voel. Bly elke stukkie van hom beskou, bene, hande, borskas, geen verbande nie, nie eens 'n skrapie of 'n kneusplek nie, en die nie verstaan wat hier aan die gang is nie, sluk hom weer in. Sy lyf skud, die geluid van trolleywielietjies is terug, hy kan die knyp van 'n windjie voel,
'n oomblik nog voordat hy besef, dis hy wat knars en skud. Hy is op die trollie. Sy kop lê afdraand en dit gee aan die gang 'n vreeslike hoek, 'n vreemde hoek. Sy lyf is sonder letsel, onthou hy weer. Die fout moet dan in sy kop wees. Die gang is donker, met net die kits oomblikke van lig onderdeur elke gloeilampe teen die dak. Bordjies flits verby, administrasie, radiografie, kapel. Hy's in die ondergrondse hoofgang van die ruimtenanse hospitaal, onthou hy. Onrustig probeer hy roer en besef met 'n skok dat hy 'n dwangbaadjie moet aan hê. Is dit dan nie net vir versteurdes nie? Na oneindigheid draai hulle iewers in. Harry staan by 'n venster. Hier is hy nou in Harry se laboratoriumblok. Skielik is hy kwaad. Vir wat staan Harry net daar? Hy beur regop. Die dwangbaadjie val soos vodde van hom af weg. Harry, opeens spierwit, gooi hande in die lug, retireer. Raul, asseblief. Harry, ook bang vir hom? Dit ruk aan hom. Hy sak op die trollie terug. Wat gaan aan, Harry? Wat maak julle met my? Wat makeer my kop? Raul sluk van sy stem. Dis die eerste keer dat hy probeer praat, besef hy. Dit klink soos 'n skarnier wat olie lank nie gesien het nie. Harry, sy kleintydse maatjie van langs aan en later, toe hulle op ruimtensabeurse gestudeer het, sy beste vriend, met 'n intelligensie wat aan die abnormale bokant grens, staan met sy mond oop en los, en Harry bly van hom wegretireer, voordat hy in sy stoel neersak, en hy, nog altyd onderdanig aan daai eilblou oë, waarachter Harry se gedagtes vir hom Grieks bly, kan skielik, soos met die verpleegster, in Harry inkyk, tot by sy verbuisterde ongeloof en skrikwekkende opwinding. Daar is onsekerheid ook en vrees, maar nie vrees soos by die verpleegster nie. Boonop weet Harry nie hoe om hom die waarheid van iets te vertel nie. Toe Harry opspring en op en af begin loop, probeer hy ontspan, maar juist sy beweging, toe hy gemakliker op die trollie probeer sit, ruk Harry weer tot stilstand. Hy wil amper lag, maar toe vra hy droog, hoekom sê jy nie maar net reguit vir my, wat jy met my aangevang het nie? Gelukkig klink sy stem nou amper weer normaal. Het jy iets met my kop gedoen? Harry lag skielik en sak op sy stoel terug. Jou koprel is al waarmee ek nie gelol het nie. Hulle het my kom roep. Niemand kon glo, daar is nog 'n dowwe hartklop iewers in jou nie. Jy lê net 'n stuk verkoelde vleis, geen bene of arms oor nie, geen neus of oë of ore nie. Sou jy nie, my vriend gewees het nie, het ek net daar omgedraai en daar die wrak van jou gelos. Terwyl sy brein soos op afstand probeer verwerk wat Harry vir hom sê, sien hy op 'n ander vlak weer op sy nuwe manier deur Harry. Harry oorweeg opnuut hoe hy die ding moet benader, hoe hy vir hom moet vertel. Iets wat Harry baie doen, besef hy. Harry sensor sy gedagtes. Miskien om nooit die wese daarvan aan die ander te openbaar nie. En hier, vandag, sien hy deur die skans wat nog altyd vir Harry gewerk het. As jy dit dan nie reguit op die ken wil hê nie, val Harry weer weg. Ek het jou rug, murg en brein met al die senuweepunte, die autonome stelsel, hopelik daarmee saam uitgeslag uit daardie verkoelde stuk vleis en dit op 'n robotlyf oorgeplant, wat ek natuurlik eers moes aanpas om soos jy te lyk ook. Sy nuwe rolkamera brein herroep dadelik, bloot feitelik, asof het hom nie raak nie. Harry se robotlywe, waarmee Harry van sy studentejare afspeel, en uiteindelik 'n geleentheid vir Harry om met al twee hande aan te gryp. Soos wat jy besef,
So iets is nog nooit van gedroom nie. Praat Harry skielik weer voort. Dis nog nie eens op 'n duur gedoen nie. Al het ek in die teorie al daarmee begin speel. Niemand behalwe my direkte personeel weet ook nog hiervan nie. Almal dink ek hou jou daar in my kantoor waar ons jou moes indra op een of ander wonderbaarlike manier aan die lewe. Selfs Marietjie weet nog niks. So jy is my ou Frankie, my geheime Frankenstein. Ja, jy het iets teen die wet gepleeg. Ek het geen idee of dit kan werk nie. Net gehoop dat van die senuweepunte weer sou begin funksioneer. Maar of jy behoue sou bly, Raul, kon ek nie weet nie. Ek is absoluut oorweldig dat jy met my in jou stem praat, dat jy klink asof jy is, sê Frank. Ek is die hele tyd bevrees dat jy sou vasgevang wees, iewers binne, dalk sonder dat enige sintuiglike punte kontak kon maak. Ek het besef dat die aanpassing geleidelik sou moes kom, maar hier is dit net 'n skamele 3 maande later. Kan jy dit glo? 3 maande. Al daai kere in die donker niks af en die gevoel van vaswees. Toe presies reg. En dit het geleidelik gekom. Eers het sy visie gekom, toe sy gevoel, toe sy gehoor, toe beweging. En toe hy dit nodig gekry het, kon hy hardloop. Baie vinniger as wat ek ooit kon droom. Mymer Harry self. En die goed wat jy aanvang, jy red 'n kind. Jy is ons superheld, Raul. Te vinnig, te sterk. Dis hoekom ek die dwangbaadjie gebruik het om jou hierheen te smokkel. Ons kon mos nie dat ons sterwende pasiënt sports gaan staan en maak daar in die hoofgang nie. Hy lag. Nie dat dit juist gehelp het nie. Dis veronderstel om onvernietigbaar te wees. Toe breek jy dit. Hy wys na die baadjie wat in 3 stukke op die vloer lê. Van hier af kan ek jou by die agterdeur uitsmokkel. Ek wil jou huis toe vat, sodra jy kans sien. 'n Perskonferensie reël, sou die beste wees om hulle met die suksesvolle resultate dood te gooi. Die begrip, 'n plastieklyf, begin stadig tot hom deurdring. Hy kan sy hande nie keer nie. Hulle vat oor hom, bevoel hom, maar hy voel dan nes altyd, dis juist sy kop, veronderstel om onaangeraak te wees wat heldere dink, minder deur emosie deur mekaar getrap word. Die emosie is steeds daar, maar gelouter, onder beheer en volwasse. Harry hou opgewonde aan met praat. Hy herhaal homself. Hy moet weer sy lag bedwing, toe hy besef Harry is nie meer 'n gooitjie in sy gemoed nie. Slim Harry, waarlangs hy nog altyd minderwaardig gevoel het, en hy al hierdie jare toe net toegelaat is om gesellig saam met wonderlike Harry te verkeer. Hy wat Raul is. En dis dus nie net hy wat anders teenoor Harry voel nie. Hy word vir Harry 'n opeense intieme vertroueling, 'n amperse medepligtige. Medepligtig aan Harry se waaghalsigste eksperiment ooit. Dat dit nou so ongelooflik suksesvol kon wees. En waaraan maak dit hom nie ook opgewonde nie? Hoekom is hy nie opgewonde nie? Vreemd, hierdie nuwe siening van hom. Sy aandag keer stadig na Harry toe terug. Harry aan die uitbrei oor hoe hy jare gelede al besluit het dat 'n robotlyf, al moet dit in elke detail soos 'n mens lyk, nie hoef belast te word met goed soos uitskeidingsstelsels of 'n bloedsomloop nie. 'n Meganiese liggaam kan tog soveel beter funksioneer. Dis slegs die rugmurg en die brein in hulle vloeistofbed wat voeding nodig het. Een funksie van die meganisme is dan juist die vervaardiging daarvan, die ideale voedsel wat die stimulus in impuls altyd konstant kon hou. Die hele gedoente is selfonderhoudend en behoort sonder modifikasie vir die volgende 100 jaar te funksioneer. Die enigste probleem is sosiaal, lag Harry. Saam eet is soos gesels, noodsaaklik vir die samesyn. En jy,
Rel, jy gaan nooit weer eet nie. En daar is die seksuele sy ook, wat probleme kan veroorsaak. Nie dat ek dink, jy probleme sal hê nie, grin ek Harry weer. Drange ontstaan in die brein en skynbaar is daar niks met jou 'n fout nie. Jy kan jou plastiek lyf klaar deel van jouself maak. Dis die ander persoon. Dalk kan ek 'n bietjie verander aan. Hey, los my uit net soos wat ek is. Hy self verbaas oor sy heftigheid, ook oor die inskikkelikheid wat hy by Harry aanvoel, tot hy besef, hy hou Harry en alles wat vir Harry belangrik is, in die holte van sy hand. En wat hom betref, Harry kan maar 'n bietjie in sy eie vet ook braai. Hy het tyd nodig om uit te sorteer hoe hy voel, en veral oor hoe hy oor Harry voel. Hy sal eers by Marietjie moet uitkom, sy tog ook sekere sê in hierdie saak. Om aan haar te dink, laat alles in hom op 'n knop trek. Marietjie, hoeveel jaar reeds die kern van sy bestaan? Hoe gaan sy oor hom, oor sy nuwe lyf voel? Kan jy Marietjie asseblief laat kom? Ek wil haar hier by my hê. Ek sal haar asseblief graag self inlig, sê Rel. Harry huiwer 'n oomblik, maar knik dan steeds skiklik. Ek dink net, sy verwag 'n baie siek man. Ons moet jou eers in die bed kry. Hy lê vir die grove muur en kyk totdat Marietjie kom. Sy huiwer eers in die deur, haar oë vol vrae. Toe hardloop sy na hom toe. Rel, hulle wou my nooit so by jou toelaat nie eers net om by jou bed te sit nie. Sy steek vas. Maar Rel, jy lyk verskriklik goed. Ek dog dan, sy bedink haar, en sy gryp sy hand vas. Sy is my lewe, en hy kan nie glo, toe hy 'n branderigheid agter sy ooglede voel nie. Ewig, op 'n voetstuk, sy Marietjie, wat nog altyd daardie tikkie onbereikbaarheid behou het. Haar geheim, nog van dat hy haar die eerste keer gesien het, steeds vol hoekies vir hom om te ontdek. Waar gaan hy die regte woorde kan uitkrap? Skok sal haar beslis wees, maar hy het vertroue in haar diepte. Miskien maar soos Harry gedoen het, sonder ompaaie, die waarheid uitpak. My lyf is toe so stikkend na die ongeluk, dat Harry besluit het om 'n nuwe oor te plant. Hy hou haar oë dop, maar daar is net die ou, versluierde kyk. Haar vingers op sy pols streel nog net so rustig. Miskien verstaan sy nie heeltemal wat hy vir haar sê nie. Die oorplanting is toe 'n reuse sukses, Marietjie. 'n reuse en 'n ongelooflike sukses. Haar uitdrukking verander steeds nie. Het Harry gelieg? Het haar tog voorberei? Verstaan? Ek maak hier niks. Ek kan nou saam met jou huis toe gaan. Ek met my huis toe? Skielik is sy ontsteld. Dan het ek verniet eetgoed saamgebring. Ek het nie geweet wat jy sou kon eet nie. Toe bring ek maar die bruislekkers, waarvan jy hou, en appels. Sy bly skielik stil, maar haar oë is steeds sonder 'n troebeling. Hy sê afgemete, ek hoef nooit weer te eet nie, Marietjie. My nuwe lyf het nie kos nodig nie. Haar pupille sper skielik. Haar verdonkerde oë kom klou aan sy mond. Hy kan haar stadige gedagtes lees, asof het swart op wit voor hom geskryf staan. Harry, sy robot lywe, om 'n mond wat nie kan eet nie, te moet soen. Hoe kan dit werk? Niks aan hom wat ooit weer gaan bloei nie. Niks wat... Sy laat sy hand op die deken val. Haar hand kruip oor sy lyf asof sy iets soek. Hy voel haar weg die. Met eens val haar vroue mysterie van haar weg.
Hy sien dat dit toe altyd maar net 'n leegte was. Nie eens veel intelligensie daar agter haar oë nie. Net genoeg om die leegheid soos 'n tafel met 'n vrolike geblomde doek te dek, wat hom laat dink, daar skuil iets raars. Met eens sit haar dieper lief, want sy staan geestelik naak voor sy bed, en hy wil alles weer vir haar met geborgenheid toemaak. Maar hy weet, hy kan nooit weer iets vir Marieke doen nie. Hy kan haar nooit weer bereik nie. Hy het vir haar 'n onmenslike monster geword. Hy lê roerloos na haar en kyk. Dis nou sy wat teen die muur sit en vas staar. Sy probeer, dit moet hy toegee. Hoeveel vroue sou nie opspring en vlug vir 'n monster soos hierdie nie? Na 'n rukkie draai sy na hom toe terug. Sy probeer 'n glimlag dwing. Sy vat weer sy hand. Dalk het sy maar net tyd nodig, wil hy hoop. Maar met 'n onverbiddelike nuwe eerlikheid weet hy, die breuk is finaal. Dis net sy wat dit nog nie aanvaar het nie. Ek het Janneman ook saamgebring, maar hom eers by die kinderbewaring gelos. Sy glimlag maskeragtig. Ek gaan haal hom net gou. Wildvreemdes word gereeld slagoffers van Janneman se bekkigheid. Koning of boemelaar, almal is die kind se vriende. Hy het baie meganiese speelgoed ook, wat hy liefdevol sal vasdruk. Dooie goed, blikspeelgoed, lapspeelgoed, opwengoed, batterygoeders, plastiek speelgoed. Dalk sal sy lyf vir Janneman aanvaarbaar wees, vir sy seentjie. Raul wag gespanne en dink aan Janneman die afgelope tyd. Die maande van tevore neem sy werk om meer as 3 weke weg. By sy terugkeer is hy met gille van vreugde, natsoene en 'n druk van jong armpies en klein armpies verwelkome. 3 maande sal hopelik nie vir die kind te lank wees nie. Hy hoor hulle aankom, hy klem sy vuiste. Janneman gee hom net een kyk en begin soos 'n maar vark skree. Hy klou aan sy ma vas, probeer sy lyfie kleiner maak, weg van hom af, weg van Ralph af. Instink besef die koel stukkie van sy brein, vleeslike instink, 'n oerkennis van weet, dit is nie meer 'n pa met 'n vleis en bloed gesig nie. Skielik word alles vir Marieke ook te veel. Sy gil haar ontsteltenis uit. Jy is nie Raul nie. Raul is dood. Sy gryp Janneman, druk hom styf teen haar vas en dra hom by die deur uit. Net die sakkie peselgoed bly by hom agter. Na 'n ruk staan hy op. Hy stap deur 'n sydeur uit tot in die hospitaaltuin. Dwaal daarvandaan verder weg, onder die skadu en ligpatrone van 'n laanbome deur, en toe met 'n sypaadjie langs. Skielik is die gronde van die ou pretpark voor hom. Jare al staan dit hier en roes. Die stadsraad kon blykbaar nog nooit die geld vind om het weer te laat sloop of te laat werk nie. Hy klim deur 'n slap draadheining en stap nader, loop in sy jeugjare terug. Hoe het hy nie hier geboer nie? Eers alleen en toe saam met Marieke, saam met Harry en saam met sy seentjie. Sou hy nie liewer dood wou wees nie? Nee wat, hy dink nie so nie. En wat Harry betref, die het aan hom hierdie nuwe lewe gegee. Al is dit nou nie sy ou lewe nie. Hy is seker die perskonferensie aan Harry verskuldig. Voor hom lê 'n verroeste stuk sink in mekaar gestort, lank gelede se spooktoneel. Hy onthou, hy en Marieke daar binne, die eerste keer toe hulle uitgegaan het, albei nog op skool. Hoe het sy hom nie beklou daardie aand nie en gegil, en hy te skaam om haar selfs te soen.
Wat kan hy nog vir Marietjie doen? Daar sal ruimskootse skadevergoeding uitbetaal word vir die ongeluk by Ruimtoensa. Hy kan dit vir haar en Janneman laat belê. Hy moet Harry vra om 'n skeisaak aanhangig te maak. Hy sal vra om Janneman voorlopig net te sê nie, maar later wel. Daar sal binnekort ander robotlywe met mense breine ook begin rondloop. Harry sal verseker daarvoor sorg. Janneman sal met die groot word daaraan gewoond raak en dalk later aan die feit dat sy pa een is. Hy bly voor die eerstydse systalletjie staan, daar waar hulle die fratsmense altyd op 'n ry uitgeveil het, aan die skadukant van die mense gemoed, die vetste vrou, die langste man, die een met 'n baard. Wanneer hy op sy eentjie pretpark toe kon kom, is dit toe elke keer hulle wat hom vasgehou het met 'n band van jammerte en afskeid. Nou het hy een van hulle geword, behalwe natuurlik vir hulle het vlees en bloed darm nog gebly. Hy gaan sit, hy moet hierdie liewe lyf van hom vierkantig in die oë kyk. Hy onthou die aaklige jare toe hy 15 geword het, sy pa skielik dood. Hy is so ontsteld dat hy daar 'n jaar druip. Tog voel hy nie heeltemal soos toe nie. Daar is nie die gedool en gewremmel wat nie rigting kan kry nie. Hy is nou rustig, terwyl vrae een vir een in sy gemoed plons. Het hy regtig iets verloor? Iets van menswees tussen mense? Het hy Marietjie of Harry toe beter geken? Het hy nader aan hulle geleef, hulle beter verstaan? Hoe naby is een mens ooit aan 'n ander? Is naby wees nie altyd net 'n hersenskim nie? Hy onthou weer die vetste tannie, die meisie sonder arms en bene. Waarom het hy tot hulle aangetrokke gevoel? Waarom het hy Harry as sy vriend gekies, Marietjie as sy vrou? Dalk omdat hy gedink het, hy herken 'n soort alleenheid in hulle, soos hy nou in homself voel, of destyds in homself kon voel. Maar is hy dan nie nou meer alleen as ooit tevore nie? En tog met sy liefde groter en allesomvattender nie? Tog voel hy hom dan nie een met hierdie mensgemaakte bank waarop hy sit nie, een met al die mensgemaakte voorwerpe in die park. Is hy dan nie nou ook mensgemaak nie? En met al die motors en busse wat verbydrein ook, hy is dan een van hulle. 'n verkeerslig trek sy oog, met sy 3 klere deur die bome knik die verkeerslig vir hom. Hy wink. Skielik weet hy, met sy verpligtinge teenoor Marietjie, Janneman en Harry, eers agter die rug, wag daar 'n wêreld op hom. 'n nuwe lewe vir 'n nuwe mens. 'n plastiekgebonde persoon, maar vir ewig verlos van die wispelturige, hormonale vlees. O, Frankie, hy gaan die nuwe naam ook syne maak, Frankie se monster. Rauw. Dankie dat jy geluister het.